Môre, dis Woensdag die 29ste Julie en ek hoop jy begin vandag met daardie diep verligting wat 'n mens beleef wanneer 'n lang, swaar gewag uiteindelik verby is. Gister het ons gesien hoe God elke naam van Jakob se familie getel het. Nie een persoon is vergeet nie. Vandag kom die lang reis uiteindelik tot 'n einde en Jakob kom in Egipte aan. En na meer as 20 jaar van pyn en rou staan sy verlore seun Josef voor hom. Stel jou daardie omhelsing voor. Ons maak klaar met Genesis 46 vandag en hanteer verse 28 tot en met verse 34. En ek wil jou aanmoedig soos ouer gewoonte om later die hele gedeelte rustig in jou Bybel te lees. Want die titel van ons oordeenking is: Ek het jou gesig gesien. Dink gou hieraan. Is jy vandag op pad na 'n oomblik waarvoor jy al lankal bid? En besef jy dat die aanskouing van God se genade alle pyn van die verlede stil maak? Ons fokus vanoggend op verse 28 tot 30 en kom ek lees vir ons. En hy het Juda voor hom uitgestuur na Josef, dat die voor hom uit die pad moes wys na Gosen. En hulle het in die land Gosen aangekom. En toe span Josef sy wa in en hy trek op, sy vader Israel tegemoet na Gosen. En toe hy homself aan hom vertoon, het hy om sy hals geval en lank aan sy hals geween. En Israel sê vir Josef: Nou kan ek sterwe nadat ek jou aangesig gesien het, dat jy nog leef. Stel jou hierdie toneel voor. Jakob stuur eers vir Juda vooruit om die pad te verken. En toe Josef hoor sy pa's daar, span hy sy koninklike wa in en ry hom tegemoet. Toe hulle mekaar ontmoet, val Josef sy pa om die hals en huil lank van blydskap. En toe sê Israel iets wat jou hart raak. Nou kan ek sterwe nadat ek jou aangesig gesien het. In vers 30 staan daar 'n pragtige Hebreëse woord vir sien, raha. Dit beteken meer as net om met jou oë te kyk. Dit beteken om met verwondering te aanskou. Vir 2 dekades lank was die bloedbevlekte kleed al wat Jakob voor sy geestesoog kon sien. Maar nou, raha, hy sy seun se gesig. Daardie een oomblik van aanskouing het 20 jaar se trane en twyfel in 'n sekonde weggewas. Jakob se hart het ten volle vrede gevind. Nou kom ons kyk wat God vir ons hier wil leer. Wanneer God se genade vir jou sigbaar word, bring dit 'n vrede wat al die pyn van die verlede stil maak. Jakob het nie meer vrae gehad oor die moeilike jare nie. Die oomblik toe hy sy seun lewendig aanskou, was dit vir hom genoeg. En nou gebeur iets wonderliks. Hierdie toneel wys reguit na die Here Jesus Christus. Eerstens, Jakob stuur vir Juda vooruit om die pad voor te berei. Uit daardie selfde stam van Juda is dit die Here Jesus Christus gebore. Die leeu van Juda wat voor ons uitgegaan het. Hy het self beloof, ek gaan om vir julle plek te berei. En tweedens, hoor jy Jakob se woorde. Nou kan ek sterwe nadat ek jou aangesig gesien het. En eeue later in Lukas 2 stap 'n ou man met die naam Simeon in die tempel in Jerusalem in. Die Heilige Gees het hom beloof, hy sal nie sterf voordat hy die Messias nie sien nie. Toe hy die kindjie Jesus in sy arms neem, sê hy amper dieselfde woorde. Hoor wat sê hy in vers 29. Nou laat u, Here, u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het. As jy vandag na Jesus kyk, wanneer jy sy genade aan die kruis en sy oorwinning oor die graf aanskou, hoef jy nie meer bang te wees vir die lewe of die dood nie. In Jesus sien jy die gesig van God se liefde. En dit gee vir jou 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U ons in U magtige hande vashou en dat U planne nooit wankel nie. Here Jesus, dankie dat U voor ons uitgegaan het om vir ons 'n plek te berei.
Dankie dat ons vandag deur die geloof u genade kan aanskou en diep vrede in ons siele kan vind. Vergewe ons waar ons vaskyk in die pyn van die verlede, in plaas daarvan om na u te kyk. Heilige Gees, bring ons gedagtes tot stilstand voor die aangesig van Jesus. Laat u stem vandag al ons twyfel oorheers, sodat ons elke tree van hierdie dag in u vaste vrede sal stap. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As iemand in jou lewe vandag moedeloos is of vrede soek, moenie net mooi woorde praat nie. Help hulle om hulle oë van hul probleme af te haal en na Jesus te kyk. Want die oomblik wanneer 'n mens sy genade aanskou, vind jou hart eers werklik vrede. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.